Goeiemôre, baie welkom by kerk. Ek kan goed onthou toe ons grootgeword het op Sondagoggende. Dan het die erediens gewoonlik deur 'n sekere patroon gehardloop, waar ons ingekom het, gesing het, gestaan het, gesit het, wat die wet voorgeles is. Nadat die wet voorgeles het, ons kans kry om ons sondes te bely en dan het ons geloof bely. So patroon elke Sondag het jy gewoond geraak wel. Ons het so gewoond geraak daaraan dat jy nie eens meer besef het waarmee jy besig is elke Sondag. Dat jou kop en jou hart is op ander plekke. En dan so nou en dan stryk het jou en sê, maar waar is ons nou, wat doen ons? Sommer net vanoggend die gedagte van hoe ongelooflik is dat ons elke Sondag gehoor het, ons is vrygespreek. Ons is vergewe. Hoe ongelooflik was dit? Nou wat mense ouer is en 'n lange pad met die Here stap, ontdek 'n mens die waarde van so iets. Ons gaan vanoggend saam met Jona daarna kyk, voordat ons verder praat, voordat ons met mekaar hierdie boodskap gaan deel. Kom ons bid. Here, dankie vir die woord. Here, dankie vir die woord wat vir ons aanspoor om die mense te word wat U wil hê ons moet wees. Dankie vir die woord wat vir ons die pad aandui. Dankie vir die woord wat vir ons kom hoop gee. Die woord wat ons kan vashou, omdat dit vir ons vertel van hierdie groot en goeie God wat vir ons omgee. Wat in elkeen van ons se lewens belangstel, wil betrokke raak. Here, dankie dan vanoggend vir hierdie boodskap van Jona, om vir ons ook te wys dat daar is vir elkeen van ons in elke situasie 'n pad terug na U. Help ons om hieruit te leer, U raad te sien en U te volg. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Jona hoofstuk 3. Jona hoofstuk 3, bietjie agtergrond, ons is met 'n reeks besig in Londen en Maidstone oor Jona, God wat vir Jona roep. Hoofstuk 1 Jona wat weghardloop, hoofstuk 2 Jona wat in die vis se maag vasgekeer sit, en nou hoofstuk 3 wat Jona weer 'n kans kry. Kom ons lees dit saam. Jona hoofstuk 3. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maar klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek vir jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. Mense 3 dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap. En toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en kleinvee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God beroep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Ons lees tot sover. Hierdie hele hoofstuk 3 sit die saak van vergifnis op ons tafel neer. Nou ek weet nie hoe jy dink oor vergifnis nie. Maar gewoonlik hoe ons dink oor vergifnis is dat daar sekere stappe is voordat ons vergewe word. Met ander woorde, ek moet dan eers kom en werklik jammer wees oor wat ek verkeerd gedoen het. En dan moet ek vergifnis vra en dit bedoel. En dan moet my gedrag verander. Ek moet jammer wees, ek moet vergifnis vra, ek moet my gedrag verander. Dis tog hoe ons geleer het vergifnis werk. En dan sal God jou vergewe. Wanneer vergewe jy iemand as hulle wat doen? Is daar nog iets wat moet gebeur? Is jammer sê nie genoeg nie? Is vergifnis vra nie genoeg nie? Is werklike berou genoeg?
Is 'n lewe wat verander genoeg? En wat as dit weer gebeur? Sal jy weer vergewe? Jy sien nie, die saak van vergifnis is vir ons moeilik, want aan die een kant wil ons hê dat God ons moet vergewe, maklik vergewe. En aan die ander kant vergewe ons onsself moeilik. Ons hart op onsself en vergewe ons ander mense nog moeiliker. So dalk moet ons eerlik wees hieroor dat as Jona in die stad inkom en vir mense sê julle moet julle saak regmaak en hulle dit doen, vergewe God, mag God vergewe, is dit oukei as God vergewe? Wat mis ons? Julle moet onthou dat Nineve was Israel se grootste vyand. Nineve was 'n stad wat bekend gestaan het vir sy wreedheid. Die Assiriërs was wrede mense. Goed wat hulle byvoorbeeld gedoen het, is as hulle op 'n ander land inneem, dan het hulle soos die vrouens verkrag, mans vermoor, ouens afgeslag, fisies, en hulle dan lewendig begrawe in die woestyn. Hulle het mense se tonge vasgeslaan in die grond met eisters, en dan die ou tot niet gegaan daar in die woestyn. Hulle het mense se koppe afgekap en piramides gemaak daarvan, en op die punte van hulle lande neergesit en gesê, as jy hier inkom, moet jy weet, dis die tipe mense wat ons is. So as ons hierdie goed hoor, oor wat hierdie Assiriërs gedoen het, hierdie inwoners van Nineve, dan maak dit seker sin dat Jona weggehardloop toe God oproep. Ons sou miskien ook weggehardloop het. Want hoeveel keer skram ons weg van hierdie boodskap, want ons ken die mense na wie toe ons gaan. Dit is nie maklike mense. Jona het presies geweet. En nou is die vraag, is dit alright as God hierdie mense vergewe? Want kyk wat het hulle gedoen. Is daar nie maar goed wat ons vashou en sê, sekere goed gaan ek nie vergewe nie, kan ek nie vergewe. Storie in hoofstuk 3 begin, ons het gelees, hoe God weer vir Jona roep. Ons moet altyd weet, God gaan nie opgee nie. Aan die ene kant is dit vir ons 'n troos, aan die ander kant is dit 'n uitdaging. Maar Jona kry 'n tweede kans. Ons is soms hard, ons gee soms moeilik tweede kans. God gee vir Jona 'n tweede kans. En aan die een kant hoop ons dat dit waardeur Jona is, die storm op die see, die groot vis wat hom insluk, hierdie traumatiese goed wat met hom gebeur, tog 'n impak het op sy lewe, wat maak dat hy meer geneig is om gehoorsaam te wees, of makliker gehoorsaam sal wees. Verander traumatiese ervarings ons, of skuif ons moeilik. Dalk het Jona geskei, want hy kon seker weer vir God gesê het, nee, hy kon seker weer weggehardloop het. Maar dit wil tog lyk of Jona gaan, al is dit effens onwillig, want hy stap net 'n dag in die stad in. Nou, Nineve was 'n groot stad. Hulle sê, jy het 3 dae nodig gehad om deur die stad te stap. Jy kan so gemiddeld 20 km 'n dag stap, so eintlik was dit 'n goeie kans dat Nineve omtrent 60 km lank was. As jy in 'n stad stap en is bietjie meer draaie wat jy moet stap, kom ons sê 50 km. Nineve was 'n groot stad. Jona was na 'n groot tassepad toe gestuur. Maar hy stap net 'n dag in die stad in. Nou is redelik maklik om die van julle wat al vakansie gehou het in Europa of in Afrika en stede sal weet, as jy in 'n dag in 'n plek was, had jy min of meer aanvoeling van die reuke en die geure en die geluide en die goed wat mense doen en die gesprekke, en you pick up the vibe of the city. Dis wat ons baie keer vir mekaar sê. En dan as Jona 'n kans kry om te preek, dan preek hy oordeel. Dan sit hy as te ware sy seeboksie daar neer en klim op die seeboks en sê, 40 dae in Nineve word vernietig. Julle weet hoe ons straatpredikers wye draai omstap. Julle weet dit. Maar dis presies wat Jona gaan doen. Hy staan op die hoek van die straat en hy sê vir hulle, 40 dae en hierdie stad word vernietig. Ek wonder baie keer of dit die boodskap is wat God vir hom gegee het. En of dit nie maar 'n boodskap is wat hy uit sy eie uit vir die vir Nineve kom neersit het.
Maar die ironie is, dit werk. Dalk het God geweet, dis presies die regte boodskap wat Nineve moet kry. Dalk het God geweet om hulle te paai met mooi stories te kom, gaan nie werk nie. En hierdie preek van Jona is een van die suksesvolste in die Bybel. 120.000 mense kom tot bekeer. Van 'n baie keer. As ons een sin gehad het om te preek, wat sal ons sê? As jy net een sin het. Dan sou ek miskien meer vir mense wou vertel het van God se genade, God se liefde, God wat omgee. En aan die ander kant voel dit vir ons, as ons hierdie boodskap lees, dan is dit nie heeltemal presies die teenoorgestelde van die God wat ons hier in die boek Jona begin leer ken het, van 'n God wat vergewe, wat uitreik, wat omgee, wat belangstel, 'n God wat bekommerd is oor mens. Hoekom sal so 'n God kom met 'n boodskap van oordeel? Ek dink wat ons mis is dat sondebelydenis en skulderkenning is net so 'n deel van genade as liefde en vergifnis. Hoekom sê ek dit? Want met sondebelydenis, met vrae van vergifnis, het jy 'n kans om jou sonde te laat gaan. Jy 'n kans om vry te word. Van dit wat jou wakker hou, dit wat jou jaag, dit waaroor jy sleg voel, dit wat in jou gewete sit, dit waaroor jy skuldig voel, dit wat jy verkeerd gedoen het. Dit wat jy weet in jou lewe nie reg is nie en verhoudings breek. Hier is 'n kans om nie te word. Om vergifnis te vra is bevrydend, om vergewe te word is die beste voorbeeld van genade. Want eintlik is dit wat Jonas sê. As jy weer gaan kyk. Hy sê nog net 40 dae en die stad word vernietig. Dalk as dit sy eie boodskap was, sou hy gesê het 3 dae, want ek het net 3 dae gehad in die vissermaag. En ons weet, as ons lees van 40, oral enige plek in die Bybel, dan is 40 'n tydperk wat vir ons vertel van voorbereiding. Die Israeliete was 40 jaar in die woestyn, toe God hulle voorberei het om 'n nuwe volk te word. Jesus was 40 dae in die woestyn om so voor te berei vir sy bediening. 40 dae is 'n tyd van skoonmaak. In Noag se tyd reën het 40 dae en 40 nagte. 40 dae vertel van 'n tyd van hoop, iets nuuts, iets beter wat kom. 40 dae na Jesus se opstanding is dit die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. So, as jy 40 ernstig neem, het jy 'n kans op skoon word, op nuut word, op 'n nuwe lewe. Dis wat dit beteken. As jy 40 dae ignoreer, is jou lewe verby. As die Bybel 40 dae geïgnoreer het, dan was Noag se ark vernietig. Geen kans op oorlewing. Dan is die Israeliete as slawe terug Egipte toe. Dan het Jesus toegegee in die woestyn toe die Satan hom versoek het. En het Jesus eenvoudig maar as 'n goeie mens eenvoudig van die toneel af verdwyn. Dan was die Heilige Gees nêrens in ons lewens. Dit is miskien 'n bietjie dramaties gestel, maar 40 sê ons het 'n kans. En dis presies wat gebeur. Dadelik is daar hierdie onverwagte positiewe reaksie van hierdie mense van Nineve. En die res van die hoofstuk vertel vir ons daarvan. Boodskap gryp hulle harte aan. En iets verander. Want ons lees in vers 5 dat hulle in God glo, of op 'n ander manier gesê, dat hulle oortuig is dat hierdie God, wat hierdie boodskap uitspreek, die mag het om te doen wat hy sê hy gaan doen. Met ander woorde, skielik is die mense wat besef, maar ons moet met hierdie God rekening hou. Ek kan nie maar my rug op hom draai. En ons lees hoe hulle vas en rouklere aantrek. Vas ken ons, rouklere was gewoonlik gooiingsakke wat hulle aan mekaar gestik het en aangetrek het. Nou, as jy ooit 'n gooiingsak aangehad het, sal jy weet, dit krap oral. Dit herinner jou die heeltyd daaraan dat jy ongemaklik is. Dit was die doel van rouklere. Om te sê, ek in die situasie waar ek is, wie ek nou is nie gemaklik nie, ek moet ontslae raak daarvan.
Derde interessante ding gebeur, die koning klim van sy troon af, letterlik abdikeer, gee sy magprys, trek self rouklere aan, gaan sit op die ashoop. Eintlik die koning wat kom en sê, alles wat ek het geen waarde vir my, beteken vir my niks. Alles in my lewe is rubbish. Ek was verkeerd, ek is jammer, ek is nie meer in beheer nie. En hy gebruik sy laaste mag en autoriteit om vir almal aan te moedig om erns te maak met berou en belydenis. Hoe inspirerend sou dit nie gewees het as dit die voorbeeld is wat ons van ons leiers vandag kry. Van leiers wat bereid is om hulle magsposisie prys te gee en sê, ek het foute gemaak, ek is jammer, vergewe my. Volg my voorbeeld. Mense van Nineve was so ernstig hieroor dat hulle selfs hulle diere laat vas het. Alles wat ek het, word geraak deur my besluit om te kom en te sê, ek is jammer, Here. En dan sê vers 9, miskien sal God van plan verander en ons nie vernietig nie. Wat is dit anders as 'n hoop op genade? Ons doen dit die hele tyd. As ons na God toe gaan, te sê, Here, vergewe ons, want miskien hoor hy, miskien sien hy, miskien weet hy wat ons nodig het. Miskien sal hy vergewe. Moet nooit die mag van vergifnis onderskat nie. Moet nooit onderskat wat in jou lewe kan gebeur as jy eerlik is oor wie jy is en waar jy is. Oor wat God gaan doen daarmee. Terug by die vraag, waarom as die diens begin het. Wat is jou vereistes voordat jy sal vergewe? Opregte berou? Vra van vergifnis? Gedrag wat verander? Is dit die voorwaardes waarmee God jou hanteer? Vergewe jy maklik, vergewe jy moeilik? Waar is jy volgend? Is interessant, die Israeliete ken nie die patroon. So dit wat God hier doen is eintlik niks nie, want hy het dit die hele tyd met hulle gedoen. Keer op keer het hy hulle vergewe as hulle gekom en gesê, Here, ons het gesondig, vergewe ons. En dan vat hy hulle maar weer terug. Gaan lees dit, dwars deur die Ou Testament sien ons dit. En is presies dieselfde boodskap wat ons van kleins af as kinders in die kerk gekry het. God vergewe. God maak net. En ons moet daar lewe. Ons moet afhanklik bly van hierdie God wat vergewe. Ons moet afhanklik bly en eerlik genoeg wees oor dit wat ons nie reg kry nie en dit in ons lewens wat nie reg is nie. Waarvoor ons vergifnis nodig het. En ons moet aanhou terugkom en aanhou teruggaan na verhoudings toe en gaan regmaak en gaan smeek vir vergifnis. En ons moet aanhou om mense te vergewe, om onsself te vergewe. Want dit gee vir ons 'n kans om nie te word. Dis waar ons moet lewe. En Jona leer dit. Dat dit is hoe God is. En 120.000 mense ervaar hoe God hulle vergewe. Hoe hulle vry word. Nuwe kans kry. Ons het dwars deur die reeks vir mekaar gesê, Jona gaan nie oor die groot vis nie. Jona gaan oor 'n groot, goeie God. En die beste bewys hiervan is die feit dat hy vergewe. So afsluit met die hele gedagte dat onthou as God vergewe, dan vergeet hy. Dan gaan hy nie die volgende keer as jy kom en sê, ja, maar ek het jy nou al soveel keer hiervoor vergewe. Gaan terug. Vergewe. Aanvaar vergifnis. Leef in genade. Kom ons bid. Dankie Here, dat ons vanoggend na U toe mag kom en weet dat U ons wil vergewe. Dat U ons wil vergewe. Here, dankie dat U hande oop is.
dat U nie met wrokke lewe nie. Maar dat U weet ons het vergifnis nodig, en ons het nodig om ander rondom ons vry te spreek, en ons het nodig terwille van ons eie gesondheid, om te kan kom en sê, Here, hierdie goed waar ons worry, die goed wat ons verkeerd doen, die goed waar ons skuldig voel, hierdie goed wat ons nie reg kry in ons lewens, die wil ons vir U kom gee. En wil ons saam met hierdie heidense koning vanoggend bid, miskien sal U vergewe. Ons weet U het. Dis hoekom Jesus aan die kruis vir ons sterf. Here, U weet waar ons is vanoggend. Wil U ons vergewe? Help ons om ander te vergewe, soos U ons vergewe het. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Julle kry 'n geleentheid om die Here te dien met julle offergawes. Julle sien al die geleenthede, al die kanse hoe julle dit kan doen, is daar op die skerm beskikbaar. Dankie dat julle saam gekyk het. Dit is my gebed dat jy erns sal maak met dit wat die Here vir jou van wil vryspreek. Het is onnodig om met 'n klomp skuldgevoelens, om met 'n verlede saam te leef wat jy gery word deur goed wat jy nie reg gedoen het. Die aanbod is daar, kom, Here wil jou vergewe. Here wil jou nuut maak. Mag sy genade en sy liefde by jou wees, elke dag. Amen.